lieflike dag buitekant, Here. Dankie dat ons 'n woord het wat ons kan uitdra, Here. Gaan nie nou met elkeen wat hierdie woord hoor, dat hulle dit in hulle hartkamer sal neerskryf. Here, en dat hulle sal weet dat U is die verlosser, die saligmaker en ons koning. Dankie, Here, vir alles. Ek loof en eer U naam. Amen. My tema is, glo ons werklik dat Jesus ons verlosser is? Nou, ons gaan in Hebreërs lees, Hebreërs 7, vanaf vers 22 af. Hy sê, in sover het Jesus van 'n beter verbond borg geword, en hulle het wel priesters geword in 'n groot aantal, omdat hulle deur die dood verhinder is om aan te bly. Maar hy, omdat hy vir ewig bly, besit 'n priesterskap wat op ander nie oorgaan nie. Daarom kan hy ook volkome red, die wat deur hom tot God gaan, omdat hy altyd leef, om vir hulle in te tree. Want so 'n hoëpriester was vir ons gepas, een wat heilig, onskuldig en onbesmet, afgeskeie van die sondaars is, en wat hoër as die hemele geword het, wat nie elke dag nodig het, soos die hoëpriesters, om eers vir sy eie sondes offers te bring, en dan vir die van die volk nie, want dit het hy net eenmaal gedoen, toe hy homself geoffer het. Nou, ons kan baie, as 'n mens, kan ons baie gou twyfel. Veral as dit nie baie goed gaan met ons nie. Want dan kan ons so maklik verlei word deur die wêreld en wêreldsdinge gaan aanvang wat ons nie moet nie. En ons dwaal net verder en verder van die Here af. Maar weet verseker, hy wag dat ons net moet sê ons is jammer. Dan tree hy weer vir ons in. En omdat hy ons so oneindig lief het, sê hy vir ons dat hy is die enigste een wat sondes kan vergewe. En as ons sê dat ons jammer is, dan tel hy ons weer op en hy dra ons weer. Maar daar is ook mense wat glo dat hy glad nie na sy gesterf het, opgestaan het nie. Maar in Hebreërs 9, vers 27 tot en 28, sê hy vir ons die volgende. En net soos die mens bestem is om eenmaal te sterf en daarna die oordeel, so sal Christus ook, nadat hy eenmaal geoffer is, om die sondes van baie weg te neem, en vir 'n tweede maal sonder sondes te verskyn aan die wat op vir hom vrag en wat salig is. Dit wys net vir ons en dit bevestig dat hy wel opgestaan het en hy wel leef. Nou, ek weet baie mense sê dit is nie so nie, want hulle sê dit is nou hoeveel jaar nou al. Maar as jy vat, in die dae van hulle, het die priesters die offerande 'n dier gedoen om die volk se sondes te vergewe. Hulle het geglo dat die bloed van die offergawe het hulle gereinig. Nou hoeveel te meer is dit nie vir ons 'n reiniging
met Jesus se bloed nie. Hy het dit vir ons gestort, sodat ons sondes kan vergewe word. En dit is ook net Jesus wat ons kan witter was as sneeu. En wanneer ons hom dus as ons verlosser aanneem en hy vergewe ons, dan sal hy al ons sondes wegvat en vir ons die ewige lewe gee. Daarna is dit ook belangrik om God se woord te lees en op ons harte te skryf. Hy is ons verlosser, saligmaker. Hy tree in vir ons by die hemelse Vader. Laat ons dan nou jubel en juig oor sy opstanding en dat ons almal vir hom die lof en die eer gee. En al gaan dit nie altyd goed met ons nie, weet net verseker dat hy daar is as ons hom nodig het. Die Here sy met julle almal, geseënd is al die kinders van die Here. Amen. Wil iemand iets sê?